Hallo Karen, Haai, goeiemôre Jan, hoe gaan dit daar by jou? uitstekend in self. Nee, baie goed, dankie. Jan, en ons het onlangs gesels, maar ek gaan gou vir ons luisteraars net in die jy weet dat ons net vir hulle dan nou sê wat gebeur. Ek en Jan de Villiers, wat die woordvoerder vir die DA is, gesels vanoggend oor die president se staatsrede verlede week en sommer 'n paar vrae wat ons net wil uitlig vir ons luisteraars. So Jan, welkom weer in die program Die Gemeenskapsdagboek hier op Radio Fynbos. Baie dankie Karen, dit is lekker om saam met jou te wees en met die luisteraars te gesels. Daar sê nou Jan, kom ons val weg en met die deur in die huis. Die DA noem dit 'n herverpakte beloftes, nê. Maar julle is ook mede-regerders. So hoe beoog julle om binne die kabinet te sorg dat hierdie planne wel uitgevoer word? Ja, baie dankie Karen, dit is natuurlik 'n baie belangrike vraag en ek dink daar's twee aspekte. So, jy weet, die DA het in die regering van nasionale eenheid ingegaan om 'n verskil te maak. Ons het na die vorige verkiesing gekyk en oorweeg, is dit die moeite werd om saam met die ANC in 'n regering in te gaan of nie? Moes ons in die oppositiebanke bly of moes ons ingaan in 'n regering waar ons 'n minderheidskoalisie vernoot is, maar dat ons glo ons een verskil kan maak en twee natuurlik die MK en die EFF kan uithou wat ons glo 'n katastrofiese uitkoms vir die land sou gewees het as ons nee gesê het vir die RNE Ja, vir die regering van nasionale eenheid van die alternatief was natuurlik ja, daai span gewees. ja. So ek dink dat die vermoë van ons om binne in die kabinet te sit het al klaar 'n groot verskil gemaak. Ek dink byvoorbeeld aan in die 6de, ons is nou in die 7de parlement. In die 6de parlement het hulle begin met grondonteiening of onteiening sonder vergoeding, jy weet die gedagte daarvan. En hulle het begin wette deursit al in die vorige termyn vir dit. En toe kom ons en ons gaan die regering van nasionale eenheid in en ons vorm 'n nuwe regering en toe ons weer sien toe teken die president sommer daai wet wat ons natuurlik nooit mee sou saamgestem het nie. Sure. Maar minister Dean McPherson wat minister van publieke werke is en eintlik dan nou die minister is wat sou moes gestand doen aan daai wetgewing, het toe net eenvoudig gegaan en 'n baie sterk regsopinie gekry wat gewys het dat vir die president gewys het dat dis ongrondwetlik. Jy kan nie onteiening sonder vergoeding doen nie. En dit is hoekom dit op die einde van die dag dood gegaan het en hoekom die president uitgekom het en gesê het hy dit nie gaan doen nie. Ek dink aan praktiese voorbeelde soos minister Leon Schreiber wat binnelandse sake ek dink vir 3 dubbel het in effektiwiteit sover deur net eenvoudig binnelandse sake te skuif na winkelsentrums toe en verbeterings binne in binnelandse sake self te bring. Maar ek dink die groot revolusie gaan kom later hierdie jaar wanneer ons almal van ons bank-applikasies of apps soos hulle sê, Ja, gaan begin kan home affairs from home, soos hulle dit noem, toegang tot kry. So ek kan nog aangaan, maar daar's om jou te antwoord, die DA doen twee goeders binne in die regering, daar waar ons in ministers het, daar doen ons soveel as ons kan om ja, die beste diens vir die land te gee en 'n verskil te wys, maar ook binne in die kabinet hou ons konstant aan om te veg teen nasionale gesondheid, teen goed soos onteiening. Ons het Bella gestop voordat hy die vorm aangeneem het waar hulle sou beheer probeer neem het oor skole se beheerliggaam. So ek voel dat ons maak 'n groot verskil in die regering, maar daar's nog baie om te doen. verseker. Wel, ek kan net vir jou sê uit 'n persoonlike oogpunt, ek het onlangs, ek dink in Desember moes ek aansoek doen vir 'n paspoort vir my seun en ons was daar by die binnelandse sake in Mosselbaai en ek moet vir jou sê dit was 'n baie aangename verrassing om te sien hoe die dinge loop. So, mens kan die verskil op grondvlak definitief voel. So, Hooplik Karen is dit die laaste keer ooit dat jy na binnelandse sake fisies hoef te gaan en dat van nou af vorentoe jy dit net van jou rekenaar af gaan kan doen. ja, dis Want dit is die amazing. plan. Ja, nee, dis wonderlik. Is goed om te sien wanneer die dinge wat, jy weet, in konsep, jy weet, wanneer dit uitgerol word op grondvlak en 'n mens kan dit voel aan jou daaglikse lewe hoe dit verander. So, dis lekker om Yes. dit te hoor. Maar net nog 'n vraag dan nou, Jan, die president spog met digitale hervorming en kragbeleggings. Wat Yes. is een punt wat jy vir ons kan, jy weet, uit die staatsrede uitwys wat as gevolg van die DA se teenwoordigheid daar is?
So ons is eintlik nogal stil optimisties, as ek dit so kan sê, Ja, vir die staatsrede en wat die president gesê het, want baie van die goed wat ons vooraf voorgevra het in die staatsrede toespraak voorgekom. So as ek dit mag uitwys vir jou, ja, ons het gesê dat dit is van 'n kardinale belang dat ons hawens en ons spoorweë begin geprivatiseer word, ja, sodat ons nie meer sit met boere en uitvoergoedere wat vrot in hawens en nie kan uitkom nie. ja, En dat ons die logistiek rondom hawens werk. ja. En die president het gesê dit is wat hy hierdie jaar gaan dryf, is dat daar sal Sure. soos hulle in Engels sê public-private partnerships, triple P is uitgerol word om die hawens en spoorweë te privatiseer. Fantasties. Die president het gepraat van die verdere professionalisering van die staatsdiens, wat eintlik maar beteken 'n einde aan kaderontplooiing, Ja. waar ons kyk na versterkte wetgewing om seker te maak dat die mense wat vir die staat werk, en natuurlik veral in munisipaliteite, Ja, professionele mense is wat nie daar gesit is oor vir watter party hulle voorstem nie, maar op meriete, omdat hulle gekwalifiseer is om die werk te doen. sure. Die president Ja. het nogal saai gepraat oor munisipaliteite, en natuurlik stem ons saam met hom, jy weet, en dit is ANC munisipaliteite waar dit so sleg gaan. Ek wil jy Ja. moet maar net kyk na audit uitkomste om dit te sien. Ja. So die president het gepraat van rekenkundige beamptes, soos munisipale bestuurders, die hoofde van munisipaliteite, wat persoonlik verantwoordelik gehou moet word vir kwanseling van fondse en korrupsie. Natuurlik stem die DA 100% saam daarbey. Ja. So ons voel daar is klomp goed wat ons gevra het, wat wel ingesluit was in die staatsrede. Daar Wonderlik. het jy ook goed gesê wat ons nie mee saamstem nie. Ja. Nee, dit is goed. Ons kyk dan, soos jy sê, met verwagting uit oor wat dan wel gebeur en jy weet hoe dit ook uitrol. Yes. Dan Jan, is jy nog daar? Ja, ek sien Ekskuus, nog. nee, Ek sien. Ek is net bekommerd oor my sein, maar dit lyk daarom nog of die dinge mooi loop. So Jan, hoe regverdig die DA sy plek in die RNE as president steeds vaslou aan die SCB beleid wat julle amptelik verwerp? Ja, dis natuurlik 'n uitstekende vraag. So 100% verwerp ons swart ekonomiese bemagtiging in sy huidige vorm. Vir 'n baie doodeenvoudige rede, dit bemagtig net 'n klein elite groep tenderpreneurs wat polities geaffilieer is natuurlik aan die ANC, en dit doen niks vir die mense op straat nie, en die bewyse is maar net eenvoudig ons werkloosheidssyfer. Ja. As swart ekonomiese bemagtiging gewerk het ons nie een van die grootste werkloosheidssyfers in die wêreld gehad nie. Ja. So die DA sê net eenvoudig dat en dit is natuurlik, jy weet, dit is natuurlik daai keuse wat ek heel in die begin van gepraat het. Ons stem nie saam met swart ekonomiese bemagtiging nie, maar ons is eerder in die regering besig om dit te veg en besig om daar waar ons ten minste departemente het waar ons 'n verskil kan maak, die verskil te maak, as wat ons net as 'n oppositieparty aan die buitekant sit en kritiseer op hierdie stadium, want die alternatief, soos ons gepraat het, is natuurlik 'n MK-EFF-ANC koalisie. En dan is ons almal in 'n baie swakker posisie as waarin ons huidiglik is. So is dit vir ons moeilik om saam met die ANC te regeer terwyl hulle aanhou swart ekonomiese bemagtiging in sy huidige vorm promoveer en bemark en heeltyd sê dat dit is die oplossing. Ja, dit is nie lekker vir ons nie, en ons is op geen stadium hou ons onsself stil daaroor nie. Ons sê konstant dat dit moet verander. Ja. Maar wat vir my nogal bemoedig is dat as jy kyk na die laaste jaar se publieke kommentaar, of dit nou politiese ontleeders is, of dit besigheidsmense is, of dit selfs ou ANC-lede is, daar is besig om oor die algemene gevoel te kom wat sê swart ekonomiese bemagtiging in sy huidige vorm werk nie. En partykeer, Karen, veral vir 'n party soos ons wat nou al oor jare verandering probeer bring, partykeer moet jy 'n ding 1 miljoen keer sê in 'n ry
voordat dit 'n verskil maak. Ja. En ons gaan aanhou om daai boodskap te bring. Ons sal staan by ons beginsels. Ons sal sê ons grondwet praat van nie rassigheid. Hierdie is 'n rasgebaseerde wet met geen goeie meetbare uitkomste nie. En ons sal aanhou om dit aan die groot klok te hang totdat ons glo dit eendag sal verander. Ja. Sjoe. Dis goed en dis soos jy sê, ons moet maar net aanhou en daai pennie sal iewers drop. So Yes. Jan, ek wil gou-gou net oorgaan na die volgende vraag rondom die weermag. Die president het die ontplooiing van die weermag beklemtoon vir binnelandse veiligheid. Is die DA gemaklik met die koste en die rol van die weermag op straat of is dit 'n teken dat die polisie heeltemal beheer verloor het? Ek moet vir jou sê ons het gemengde gevoelens. So die situasie met misdaad in plekke soos veral op die Cape Flats en in die Kaap, dit is uit beheer uit. Ja. En ons kort, daar's geen twyfel dat mens kort meer boots on the ground, jy weet, Ja. jy kort meer troepe op die grond Ja. om seker te maak dat mense veiliger is. So uit daai beginsel uit dink ek dat dit is iets wat ons kan ondersteun, dat die weermag ingaan om te help om geweld te stabiliseer. Ja. Maar ons sê dit huiwerig, want die weermag is nie opgelei om polisieeringwerk te doen. Ja. 'n Soldaat is nie 'n polisieman nie. Ja. En dit kan altyd net 'n interim metode wees om stabiliteit te bring. Yes. Want die werklike oplossing vir misdaad en vir polisieering het te doen met beter en opgeleide meriete-gebaseerde polisieering, beter kapasiteit om dockets bymekaar te sit, om ondersoeke te lei, om vir die howe volledige inligting te gee, om DNA te prosesseer, die polisie self is die entiteit wat versterk moet word. En die aanvulling van die weermag dis 'n baie stomp en baie kort tydelike oplossing. So ons ondersteun dit, maar nie as 'n langtermyn oplossing nie. Ja. En natuurlik, ons sê die hele tyd en jy weet, burgemeester van Kaapstad, Johnny Loos, is nogals hard hierop. As die nasionale regering net sal toestem dat ons die magte van die polisie kan afwentel tot op plaaslike vlak. Ja. Stede soos Stad Kaapstad het genoeg wetstoepassers dat as hulle net die mag gehad het om te mag ondersoeke lei en ek weet nie wat die Afrikaans vir dockets is nie, maar as hulle kan dockets bymekaar sit wat natuurlik jou leer is wat die ondersoek bevat. As Stad Kaapstad net bemagtig kan word om dit te doen, dan het hulle genoeg wetstoepassers, munisipale wetstoepassers, om 'n reuse verskil te maak. Jy weet op die oomblik neem hulle, ek dink, oor 1000 onwettige wapens van die straat af, die munisipale wetstoepassers van Kaapstad. 5% van daai mense wat gevang is met onwettige wapens, word op die ouende skuldig bevind. En dit het alles te doen met die feit dat die wetstoepasser kan die wapen afneem en hy kan dit aanmeld, maar hy kan nie die saak tot by die hof bring, hy kan nie die ondersoek lei, want hy is afhanklik van die polisie om dit te doen. So ja, ons druk nog steeds baie hard vir 'n federale stelsel waar daai magte afgewentel word na provinsiale en plaaslike vlak, dat ons regerings wat funksioneer die vermoë het om ondersoeke te kan doen en polisieering te kan doen. So. Nou ek het eintlik nog vir ons 2 vrae, een oor back and closure, maar ek en jy het nou die dag daaroor gesels en dan die waterkrisis. So miskien kan jy so vir ons in neutedop miskien net aan die 2 onderwerpe raak. En vir ons luisteraars miskien net, jy weet, sê julle standpunt rondom dit. Ja, so met die waterkrisis, die kort antwoord is ons ondersteun die inisiatief en self vra al verlang daarvoor wat die president na verwys in sy staatsrede, en dit is om water en elektrisiteit inkomste in 'n munisipaliteit wettiglik te begin, soos hulle in Engels sê, ring-fence. So jy sonder dit af. En dat dit dan moet wettiglik herverbruik word op die onderhoud en investering van water en elektriese infrastruktuur. So ons sê, die wet moet sê dat jy moet 'n munisipaliteit forceer om sy water
en elektriese inkomste weer terug te belê binne in water en elektriese infrastruktuur en dienste. En die president het verwys daarna in sy toespraak, so ons hoop dat daar sal nou gestand gedoen word aan. En dan net op back and close hier, ons is baie bemoedig dat die president afgekondig het dat dit nou as 'n nasionale krisis verklaar word, want dit is wat minister John Steenhuisen, minister van Landbou, voorgevra het. Dit moet 'n nasionale krisis verklaar word, want nou kan daar addisionele hulpbronne, addisionele dele van die staat, soos die polisie, om te help met biosekuriteit en die vervoer van beeste en die beheer daarvan, en ook natuurlik addisionele fondse vir die inbring van meer inentings en die uitrol van die inentingplan om die hele om elke bees in Suid-Afrika die totale nasionale kudde ingeënt te kry. Ja, dis wonderlik. Nou Jan, baie dankie weer eens vir jou tyd wat jy aan ons toegestaan het, dat ons kon gesels oor hierdie onderwerpe. Ek is seker ons gaan definitief weer in die jaar gesels, maar ja, ons kyk met verwagting saam met julle uit na wat gebeur na hierdie staatsrede. Wat hy? Lekker dag vir jou en die luisteraars. Daar's hy Jan, mooi dag en ons groet dan, tata. Bye bye.